vaste fondamente het God sy kerk gebou. Apostels en profete het ons dit toevertrou. Die koning van die hemel, hy skep die woord en gees.
Gemeente, goeiemôre. Ek neem almal is relatief wakker vanoggend na die klank ons heerlik wakker gemaak het. Van my kant af wil ek vir elkeen sê vanoggend, dis lekker om julle te sien. Dis ook lekker om saam te wees waar ons as gemeente ook in hierdie omstandighede van vandag gemeente kan wees. Kom ons raak stil voor die Here. Kom ons staan vir die Fotum en seëngroet. Ek is die Alfa en die Omega. Die begin en die einde, sê die Here. Wat is, wat was en wat kom, die Almagtige. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word aan elkeen geskenk van God die Vader in Christus Jesus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Terwyl ons dan ook so staan, kom ons luister na die volgende lied. Kom ons sing dit in ons harte tot eer van die Here. Soms of die Here te ver is, twyfel jy soms aan God se bestaan. Jy moet glo dat die Here met jou saamloop, dat sy Gees oral met jou sal gaan. Jesus sê, hy kom weer, hy kom by die hemel weer, met kassei en geskaar, kom hy al sy mense aan. Voel jy soms of die Here te ver is, twyfel jy soms aan God se bestaan. Jy moet glo dat die Here met jou saamloop, dat sy Gees vooral met jou sal gaan. Deur sy woord weet ons Jesus gaan terugkeer na die wêreld met alles daarin. Wat gebreek is, sal Jesus kom heel maak. Deur sy woord weet ons alles maak sin. Hoor hoe swak waai die wind met die glimlach van 'n kind. Maak jou los van die kwaad, dis jou Skepper wat praat. Voel jy soms of die Here te ver is, twyfel jy soms aan God se bestaan. Jy moet glo dat die Here met jou saamloop, dat sy Gees oral met jou sal gaan. Somtyds voel dit asof die Here te ver is. Somtyds voel dit vir ons asof ons in 'n omstandigheid en in 'n omgewing is wat vreemd is en wat baie bedreigend is. Soms voel dit asof ons alleen staan. Soms tap dit al ons krag uit. En hierdie lied kom sê vir ons dat die Here is daar. Hy's nie ver nie. Hy's hier in ons, hy's deel van ons, hy's in sy Gees en deur sy Gees by ons. Wonderlik om ook dit te kan getuig vanuit hierdie lied. Hierdie week was 'n besonderse week gewees. 'n Week waarin baie dinge gebeur het, 'n week waarin baie dinge skeef geloop het. 'n Week waarin ons dalk gesondig het. 'n Week waarin ons dalk mense sleg behandel het. As gevolg van ons eie vrees
en ons eie bangheid. En ons het ook dan hierdie wonderbaarlike geleentheid om vir die Here te kom sê, ons is jammer. Jammer vir ons tekortkominge, jammer vir die kere wat ons verkeerd opgetree het, verkeerd gehandel het, kere waarin ons die liefde waarvan ons lees vanuit Romeine 13 uit, nie uitgeleef het nie. En dit is dan ook nodig dat ons vanoggend net bietjie rustig raak en hierdie onvermoë kom bely en kom regmaak dit wat die wêreld, dit wat ons eie sondige natuur kom vernietig het. In Romeine 13, daar vanaf vers 8 af, lees ons die volgende. Julle moet niemand iets verskuldig wees nie, behalwe om mekaar lief te hê. Wie sy medemens liefhet, voer die hele wet van God uit. Al die gebooie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie begeer nie, of watter ander gebod daar ook al is, word immers in hierdie een gebod saamgevat. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Die liefde doen die naaste nie kwaad nie. Daarom is die liefde die volle uitvoering van die wet. Kyk 'n bietjie in jou lewe in. Dink 'n bietjie oor hoe jy opgetree het. Hoe jy gelewe het hierdie week. In jou vrees, in jou bangheid, in jou nood, in jou onsekerheid. Dink 'n bietjie. En raak rustig en stil voor die Here. En kom bely dit. Want jy sien, as ons stil raak en voor die Here kom neerkniel en vir hom kom sê ons is jammer. En hom kom vra om ons te was met sy kosbare bloed. Ons te vergewe, ons die krag te gee om anders te gaan lewe daar buite. Dan kom die belofte dat hy ons vergewe. Dan was hy ons skoon. Hy kom maak ons nuut van binne af. Hy kom maak ons heel. Dit, soos wat ons gesing het en gehoor het, wat die wêreld kom breek, kom herstel hy tot 'n volmaakte eenheid. Dis hoe getrou God is. Dis hoe lief God ons elkeen het, om ook dit vir ons te gee. Maar dit begin by die belydenis. Dit begin by deur te sê, ek is jammer, Here. Vergewe my. Spreuke 28 vers 13 sê dit vir ons so mooi. As ons sondes bely, hy's getrou en regverdig om ons van daardie sondes te vergewe. Maar daar's egter ook in Spreuke 28 die waarskuwing wat sê, as jy nie dit bely nie, as jy nie kom sê, ek is jammer nie, dan sal daardie sonde en daardie oordeel, die straf op jou lewe rus. Kom ons sit net vir so 'n paar sekondes in aanbidding en ons kyk in ons eie lewe en ons vra, vergewe my, Here. Ek gee so 'n paar sekondes, so 'n paar minute net om vir jouself daardie ondersoek te doen. Kom ons buig die hoofde.
Dankie Here vir u genade. Dankie vir u liefde en u troue sorg. Waar ons nou stil geword het, Here, in ons eie lewens ingekyk het. En besef het, Here, alleenlik u kan ons kom red. Doen ons dan ook belydenis, Here, van dit wat skeef geloop het. Die liefde wat ons nie uitgedra het en uitgeleef het tot u, tot ons naaste nie. Dankie Here dat ons ook kan weet dat u, ons lewende God, ook nou ons vryspreek van die wet van die sonde en die dood. Dankie vir u almag. Dankie vir u liefde. Amen. As kinders van God wat ook hierdie vergifnis ontvang het, kom ons staan en luister dan ook na die volgende lied. Kom ons getuig ook saam met hierdie lied. Kom ons staan. Ek weet verseker dat Jesus leef. Hy het my sonde uit liefde vergeef. Ek was verlore, maar deur sy bloed is daar nou vrede hier in my gemoed. Hy is my leidsman, hy laat my leef, hy is oorwinnaar, hy is die Heer. En selfs as ek struikel en het berou, sal hy vergewe. Hy bly getrou. Hy is my leidsman, hy laat my leef, hy is oorwinnaar, hy is die Heer. En selfs as ek struikel en het berou, sal hy vergewe. Hy bly getrou. My broer en suster, ons gaan vanoggend ook tydens hierdie geleentheid lees vanuit Matteus 8 met verwysing na Markus 4 wat dieselfde gedeelte is. En ons gaan dan ook daardie gedeelte saam met mekaar oordink. Hierdie
prentjie wat hier agter my op die bord is vir my eintlik 'n baie kosbare prentjie. Want jy sien toe ek die eerste keer vanuit Pretoria uit in die Kaap aangekom het. Toe het ek vroeg daardie oggend daar op Bloubergstrand gaan staan en net die natuur ingedrink, net die mooi en die skoonheid beleef. En hierdie prentjie was vir my spreekwoordelik van die Here se sorg. Maar so baie kere in die lewe kan daardie prentjie baie vinnig verander. Deur omstandighede, deur gebeurtenisse, lyk dit dalk baie keer soms eerder soos hierdie prentjie. En dan verdwyn die mooi, die kosbaarheid. En die koue en die kilheid vang 'n mens vas. Voordat ons gaan lees uit die woord van die Here, kom ons raak stil. Kom ons buig ons hoofde in aanbidding. Driemaal heilige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Aan U, Here, ons dankgesange. Aan U, o God, ons lied. U wat ons vanoggend wakker gemaak het met 'n nuwe dag. Met die vooruitsig om ook in U huis te vergader. Dankie, Here, ook vir U liefde. Dankie dat ons hier kan saam wees. Al is die omstandighede grys en grou. Dit waaraan ons nie gewoond is nie. Dankie, Here, dat ons nog die geleentheid het. Dankie dat daar soveel ander mense is, Here, wat nie hier kan wees vanoggend nie. Maar tog saam met ons ingeskakel is deur die tegnologie. Dankie dat hulle ook by hulle huise kan sit en 'n bietjie 'n deel kan voel van ons samesyn. Ons weet, Here, die situasie is nie ideaal nie. Maar tog, Here, is ons hier in gemeenskap gebind. Ons wil kom bid, Here, dat U vanoggend ook saam met elkeen van ons sal wees, waar ons vanuit die woord ook nou gaan lees, wil ons vir U kom vra, Here, maak dit rustig in ons harte. Spreek met ons vanuit U woord. Lei ons deur U Gees. Wanneer ons dan ook vra, Here, om ons genadig te wees. Ons kom bid dit in Jesus naam alleen. Amen. Ons lees saam Matteus 8 vanaf vers 23 tot 26. Die opskrif is Jesus maak die storm stil. Toe Jesus in die skei klim, het sy disippels hom gevolg. Skielik het daar 'n ewige storm op die see losgebars, sodat die golwe oor die skei geslaan het. Maar Jesus het geslaap. Hulle kom toe en maak hom wakker en sê, Here, red ons,
ons vergaan. En hy sê vir hulle, waarom is julle bang, klein gelowiges? Daarna het hy opgestaan en die wind en die see hard aangespreek. En dit het doodstil geword. Die mense het hulle verwonder en gesê, wat 'n soort mens is hy, dat selfs die wind en die see hom gehoorsaam. My broer en suster, ek blaai dan net so vinnig net as 'n verwysing na Markus 4, wat ook dieselfde gedeelte is van Jesus wat die storm stil maak. En ek gaan net daai gedeelte ook saam met u lees. Laat daardie middag sê Jesus vir sy disippels, kom ons vaar oorkant toe. Hulle het toe die mense wat daar was, daar laat bly en hom saamgeneem in die skuit waarin hy gesit het. Daar was nog ander skuite by. Skielik het daar 'n groot storm losgebars. En die golwe het die skuit geslaan, sodat die skuit al begin vol word het. Jesus het op die bank in die agtersteewe gelê en slaap. Maar hulle maak hom toe wakker en sê vir hom, meneer, gee u dan nie om dat ons vergaan nie? Toe staan hy op, bestraf die wind en sê die see, hou op, bedaar. Die wind het gaan lê en daar het 'n groot stilte gekom. Toe sê hy vir hulle, waarom is julle bang? Het julle dan nie geloof nie? Hulle is met groot ontzag vervul en hulle het vir mekaar gesê, wie kan hy tog wees, dat selfs die wind en die see hom gehoorsaam? Hierdie gedeelte is eintlik 'n baie kosbare gedeelte. Want jy sien, in hierdie gedeelte lees ons dat Jesus is besig met sy bediening op aarde. Hy's besig om te leer. Hy's besig om gesond te maak. Hy is besig om dit te doen waarvoor hy gekom het. As ons bietjie vroeër gaan lees in Matteus in hoofstuk 8, dan sien ons baie van hierdie wonderwerke wat hy gedoen het. Die genesing van Petrus se skoonma, die genesing van die offisier se slaaf, die genesing van die melaatse man, besig met sy bediening hier op aarde. Besig om met mense te werk. Skares wat hom gevolg het. Wat net naby hom wou wees. Deel wou wees van hierdie wonderwerk wat rondom hulle gebeur. Geen wonder dat Jesus ook moeg geraak het. En ook soos wat enige persoon, enige mens slaap nodig gehad het, in die skuit geklim het, en soos wat Markus teks vir ons sê, agter in die skuit gaan lê het, om te rus. Jesus se opdrag was, kom ons vaar na die ander kant toe. Daar waar daar nog mense is, nog meer wat gedoen moet word. Kom ons gaan oor kant die see. En soos ons teks vir ons sê uit Matteus 8, klim hulle in hierdie skuit. En iewes skielik bars daar 'n storm op die see uit. Iewes skielik verander hulle situasie, hulle omstandigheid raak een gepaar. Sit jouself in daardie situasie.
Hoe sal jy reageer het? Ek kan glo en verstaan dat die disippels bang geword het. Het u alself ooit u in so 'n situasie bevind? Waar alles negatief lyk rondom jou. Negatief is rondom jou. Hierdie disippels het gesit en kyk, gestaan en kyk hoe hierdie golwe al hoe groter word. Hoe die wind hoe sterker waai. Hoe hierdie skei rondgeruk en gepluk word in hierdie storm. Matteus 8 kom gee vir ons daai prentjie. So bang was hulle dat hulle na die Here toe gegaan het. En gesê het, help ons, red ons, want ons gaan vergaan. Selfs in Markus teks gaan dit bietjie dieper. En hierdie vraag kom, gee u nie vir ons om nie? Die vrees wat naderhand oorgeneem het in hulle harte. As ons 'n tyd hier aan moet koppel, kan ons sê, 'n uur nadat hulle voet op die skei gesit het, word hulle lewens en hulle geloof getoets. Toe hulle op die land was, het hulle gesien en beleef al hierdie wonderwerke wat hy doen. Die genesing wat plaasvind, die redding wat plaasvind. En hier in die skei vergeet hulle alles, omdat hulle vrees oorgeneem het. Gee u nie om vir ons nie. Help ons, red ons. En daarom, toe Jesus wakker word, vra hy vir hulle, hoekom is julle geloof so klein? Hoekom vertrou julle nie? Hoekom laat julle dat vrees julle oorneem, julle oorweldig? En tog kom maak hy daardie storm stil. En dit is vir my so mooi wat Matteus hierso sê. Nadat hy opgestaan het, het hy die wind en die see hard aangespreek. En die storm het bedaar. Ek kan ook glo en ook verstaan dat die disippels in verwondering gestaan het. En ook gevra het, wie is hierdie man? Dat selfs die wind en die water, die see, na hom luister. En hom gehoorsaam. My broers en susters, so baie kere sit ons in soortgelyke situasies. Maar laat ons gaan kyk waarom dit gebeur het. Dat hierdie storm hierdie mense so bang gemaak het. En dat God se reddende hand gered het. Hy het volle mag oor die natuur. Hy het dit immerstes geskep. Hy is in beheer daarvan.
Baie wetenskaplikes het al probeer om dit te ontleed in 'n wetenskaplike manier. Maar ek sien dat dis baie gevaarlik om hierdie wonderwerk af te maak as net 'n verskynsel. Die weer gehoorsaam hom, omdat hy in beheer ook daarvan is. Daarom dat die golwe bedaar. Daarom dat die winde gaan lê. Daarom dat alles terugkeer na rustigheid. Hierdie disippels het gesien hoe hy red. Het gesien hoe hy genees. En tog twyfel hulle in hom. Tog twyfel hulle in sy almag, in sy beheer selfs oor die natuur. En is dit nie baie kere in ons lewe ook presies wat ons doen nie? Presies hoe ons optree nie? In ons omstandighede, in ons wêreld waarin ons leef, ons milieu, het ons nie vertroue in die almag van God nie. Laat ons toe dat die vrees van buite af ons oorneem, beheer neem oor ons lewe, ons bang maak van binne af. Situasies wat ons klein maak. So baie kere gebeur dit dat ons onseker raak. Wat moes die disippels uit hierdie gebeurtenis leer? Wat moes hulle besef? Dat hy is in beheer. En hy bly in beheer. Hy is tog immers ook saam met hulle in daardie skuit. Besig om te rus, besig om nuwe krag te ontvang. Hulle het nie nodig om bang te wees nie. En dit bewys hy deur sy reddende hand. Deur sy mag ook oor die natuur. Somtyds is dit net nodig om stil te raak in hierdie omstandighede. Maar vrees het dit verhoed, selfs in die lewe van die disippels. Die omstandigheid het te groot geword vir dit wat hulle reeds weet. En hier kom tog 'n mooi deel ook vir my hierin, dat ten spyte van hierdie omstandighede, ten spyte van al hierdie gevaar, is die Here se liefde en sy troue sorg tog ook daar. Nie net vir sy disippels nie, maar vir enige persoon wat hom aanroep. En daarom bied hy ook hierdie beskerming en sorg. Eerstens, deur hulle te vermaan, deur vir hulle te sê, julle geloof is te klein, kleingelowiges. Hoekom raak julle bang? Sy liefde en troue reddende hand, wat help in enige omstandigheid, is ook vir ons van krag. Besef ons ooit nog wie hy is? Wat hy doen?
kan ons ook vandag vra, wie is hierdie man? Jy sien, hierdie man is die een wat gekom het om te red. Hierdie man het dit vir ons bewys aan die kruis van Golgotha. Hierdie man het kom gee. Hierdie man het kom red. Vra u dalk vandag nog wie hy is? Vra u dalk nog vandag wat hy doen? Laat vrees jou nog bewe vandag. Want dan die antwoord is, vertrou op hom. Wag op hom. Al is die storm hier buite fel. Hy sal nie laat ons vergaan nie. Hy sal nie laat ons ten gronde gaan nie. Hy sal nie toelaat dat selfs die bose ons oorneem nie. Die gedeeltetjie hierna sien ons sy mag is so groot dat selfs die bose na hom luister. Ons dien 'n almagtige God. Ons dien 'n almagtige, groote God. Daarom het ons nie nodig om bang te wees nie. Daarom het ons nie nodig om te vrees nie. Want hy is in beheer. Hy wat die natuur kan stilmaak, sal enige situasie ook kan stilmaak. Ons raak te min stil. Ons raak te min en besef te min dat ons meer op hom moet vertrou. Hierdie disippels moes dit besef. Ons moet dit vandag besef. Dat geen situasie is groter as God nie. Wat verwag dit? Wat moet ons dan eintlik half doen? Raak stil, bid, vertrou. Hierdie prentjie is eintlik so spreekwoordelik dit wat ons moet doen. In 'n storm, in omstandighede waar ons onseker is. Raak stil, bid, vertrou. Die storm sal daar wees. Die storm sal kom. Maar ons sal veilig wees. Ons sal aan die ander kant uitkom. Behou en bewaar. Behoed en bewaar. Omdat ons 'n almagtige God dien. Omdat hy vir ons lief is, sal hy ook vir ons red. Maak nie saak wat gebeur nie. Die Here bly getrou. En ons kan op hom vertrou. Kom ons sit net so, en dan sluit ons die oë, en dan dank ons die Here vir sy wonderlike liefde. Almagtige God, Hemelse Vader. Hierdie gedeelte wat ons saam gelees het, is so spreekwoordelik wat in ons lewe ook aan die gang is. Ons is in tye wat vir ons bang maak, in tye wat vir ons geloof toets, wat ons menswees toets.
tye waarin baie dinge verander het. Tye waarin ons nie moet dink oor baie ander van die dinge wat ons so oor die algemeen ontvang het. Soos die disippels van oudsere slaan die water, slaan die golwe rondom ons. Dit kan ons bang maak en ons eintlik half laat voel of ons alleen staan in ons omstandighede. Maar dan, Here, die wonderwerk dat U daar is. Die wonderwerk dat U stil maak en rustig maak ten spyte van dit wat daar buite is. Dankie, Here, dat ons op U kan vertrou. En dat ons op U kan wag vir nog groter wonderwerke. Ons kom bid, Here, vanoggend en kom vra dat U ons werklik waar by die hand sal vat. Hierdie vrees, hierdie bangheid sal wegneem. En dat U vir ons sal oprig en ons naby sal wees. Die wêreld is vol stemme, vol mense wat verskillende dinge sê, elke liewe dag. Mense wat onsekerhede verkondig, onwaarhede verkondig. Beskerm ons daarteen, Here. Hou ons getrou deur die leiding van U Gees. Dat ons die teenstem sal wees, die getuienis na buite sal wees, dat ons op U kan vertrou, want U is dit waardig. En Here, wanneer die vrees kom, wanneer die omstandighede moeiliker word, leer ons op U vertrou. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Ek wil hê ons moet net sit soos ons sit en luister ook na die volgende lied. Maak dit deel van jou getuienis. Maak dit deel van jou lewe. Gaan en getuig dit ook daar buite. Kom ons luister na die woorde. Kom ons sing in ons harte saam ook met die volgende lied. You unravel me with a melody. You surround me with a song of deliverance from my enemies, till all my fears are gone. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. From my mother's womb, you have chosen me. Your love has called my name. I've been born again into your family. Your blood flows through my veins. And I'm no longer a slave to fear. I am a
Geliefdes, voordat ons uitmekaar uitgaan en ook gaan getuig dit wat ons gehoor het. Ons as kinders van God, daardie getuienis daar buite uitlewe, net ook die volgende afkondigings namens die kerkraad. Ons dink in ons gebede aan ons gemeentelede wat deur tye van beproewing gaan, waar daar dood was en siektes is. En ons vra dan ook dat U saam met ons vir hulle sal bid. Eerstens ook aan Aubrey en Sonja met die afsterwe van hulle swaar, of van Sonja se swaar. Annelien van Wyk nadat haar pa verlede week oorlede is. Johan en Shemaine Geldenhuys nadat Johan se ma oorlede is. Kom ons dra hulle in ons gebede op. Kom ons vra dat die Here ook hulle by die hand sal vat en hulle sal lei. Ons dink in ons gebede aan mense wat ook vir behandeling gaan hierdie week en selfs ook na daardie behandeling. Kom ons dra hulle as gemeente. Daar is wel ook in ons harte dankbaarheid. Dankbaarheid teenoor die Here vir die reën wat ons ontvang het die afgelope tyd. En ook eintlik half 'n help Here vir die gebiede wat nog nie daardie genade ontvang het nie. Kom ons bly bid, kom ons bly op ons knieë ook in hierdie tye waarin ons lewe. Ons wil vir almal sê baie dankie. Dankie dat julle ook geduldig was hierdie afgelope tyd met ons en ons uitsendings. Ons het so 'n bietjie gesukkel aan die begin. Ons het so 'n bietjie uitdagings gehad met die tegnologie. En eerstens vra ons dan ook om verskoning dat ons die afgelope paar weke 'n produk gelewer het wat dalk nie van 'n goeie gehalte was nie. Ons toerusting is verbeter. Ek glo ook dat ons uitsending vandag beter sal wees. Daar sal ook nog hier en daar 'n ding sy kop uitsteek wat nie moet nie. En daarom vra ons, wees rustig, wees kalm. Hou ons in julle gebede. Ons het dit ook nodig. Vir elkeen wat hierdie week verjaar, wil ek persoonlik kom sê baie geluk. Mag die Here vir jou ook kennelik naby wees. Mag hy vir jou beskerm ook in hierdie komende jaar. En mag sy nabyheid voel elke oomblik van die dag. Kom ons bid vir ons gemeente en vir alles wat hierdie gemeente voorstaan, vir alles wat hierdie gemeente moet doen. Kom ons dra mekaar op vir krag, vir leiding. En wanneer die vrese kom, wanneer die bekommernisse kom, kom ons bely dat ons het nie nodig om bang te wees nie. Want ons is immerstes kinders van die Allerhoogste. Kom ons staan en dan ontvang ons ook die seën van die Here. Mag die genade van ons God en Hemelse Vader met die elkeen wees en bly ook in hierdie week. Mag hy sy seënende hand oor julle elkeen uitstrek. Julle genadig wees. Julle beskerm en omvou van alle kante. Gaan uit en gaan lewe ook in sy liefde. Amen.